Brian, baie dankie vir die koopkontrak. Ek sien agter hier is 'n klousule in hierdie koopkontrak wat sê ek koop die eiendom voetstoots. Wat beteken voetstoots? Louise, dis heeltemal korrek. So jy sal opmerk in klousule 15 word daar aangedui dat die eiendom word voetstoots verkoop. So wat dit beteken, die eiendom word verkoop soos wat hy daar staan. So daar is 'n regsplig op jou as die koper om die eiendom baie sorgvuldig te inspekteer. Want op die einde van die dag koop jy die eiendom en jy moet met hom tevrede wees. So daar's 'n Latynse term wat sê caveat emptor. Dit beteken koper pas op. Dit beteken daar is 'n regsplig op jou ook. Jy sal opmerk in klousule 15.1 staan daar dat die koper het haarself of homself vereenselwig met die grootte, die aard en die ligging en die kondisie van die eiendom. Dit beteken daar's 'n regsplig op jou om die eiendom behoorlik te inspekteer. Hulle praat altyd van inspect what you expect. So jy kan soveel keer soos wat jy wil die eiendom besoek en alles behoorlik inspekteer om seker te maak jy is gelukkig met die kondisie en die toestand van die eiendom. Die verkoper het slegs 'n regsplig om te verklaar waarvan hy bewus is in terme van defekte. So op die einde van die dag moet die verkoper net sê waarvan is hy bewus en dit is dan al wat hy verklaar. Die regsplig is op jou om die eiendom behoorlik te inspekteer en seker te maak jy is met hom gelukkig. As jy later sou vind, dan kom ons sê byvoorbeeld die swembad lek, of daar's 'n lekkasie in die dak in een of ander waterpyp en jy wil 'n eis teen die verkoper instel, dan is dit vir jou om te bewys dat die verkoper eerstens bewus was van daardie defek en tweedens dat hy intensie gehad het om daardie latente defek van jou te weerhou. So dit is jou bewyslas op die einde van die dag as jy 'n eis wil instel teen die verkoper in terme van 'n spesifieke defek. So daarom is dit vir jou baie belangrik om seker te maak jy inspekteer die eiendom behoorlik en jy is gelukkig met die eiendom want jy koop die eiendom soos wat hy daar staan. So op die einde van die dag, as ons praat van patente defekte, dit is nou goed soos haarlynkrakies wat jy kan sien of 'n stuk in 'n venster. Dit hoef 'n verkoper nie te verklaar nie, maar dit is iets wat jy met die blote oog kan sien. Maar die verkoper is geregtelik moet hy latente defekte, met ander woorde dit wat die oog nie kan sien nie waarvan hy bewus is, moet hy aan jou verklaar op die einde van die dag. Verstaan jy dit so? Ek doen baie dankie. Gloed jy's wel.